Ons praat nou weer oor die evangelie. Ons het klaar die grondslag gelê van wat nou eintlik die basis van hierdie evangelie was en hoe dit tot oorsprong gekom het. Maar ons gaan nou dieper in die nitty-gritty van die evangelie in. Ons is steeds in Romeine 1 vanaf vers 1. 33 vertaling. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God. Paulus was in besonder afgesonder vir God se evangelie. Let wel, Paulus sê nie, hy is hier afgesonder vir die evangelie van Moses nie. Paulus sê nie, hy is afgesonder in die evangelie of die boodskap van Abraham, Isak en Jakob nie. Paulus sê nie, hy is hier afgesonder vir die boodskap van die profete en die wet nie. Paulus sê hier, hy is nie afgesonder vir die evangelie van Jesus van Nasaret nie. As jy kyk wat Paulus hier sê, dat hy is afgesonder vir die evangelie van God, dan beteken dit is daar die evangelie, daar die goeie nuus, wat ek ook noem die misterie van die Triniteit. As Paulus in 'n skrifgedeelte soos hierdie verwys na ietsie van God, dan behels hy daarmee die volheid van die goddelike Triniteit, Vader, Seun en Heilige Gees. So Paulus sê, hy is afgesonder vir hierdie evangelie van God. Nou hierdie evangelie van God beteken iets wat in die innerlike persoon van God almagtig homself gefunksioneer het. Die saambindende faktor wat die evangelie behels, soos besluit en gevestig is in die teenwoordigheid van die Triniteit, waar die Vader, die Seun en die Heilige Gees besluit het, wat gaan die evangelie wees van God. So as Paulus praat van, hy is afgesonder vir die evangelie van God as 'n apostel van Christus Jesus vir die evangelie van God, maak Paulus twee vreeslike belangrike dinge duidelik hierso. Hy is 'n diensknegt van Jesus Christus. Nie Jesus van Nasaret nie, Jesus Christus. Nie die Jesus van Matteus, Markus en Lukas nie, maar Jesus Christus. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus. 'n geroepe apostel. Ons gaan later by daai roeping meer uitkom. Afgesonder vir die evangelie van God. So wat Paulus sê, hy sê dat Jesus het my as 'n apostel geroep en hy het my afgesonder van die ander apostels. En hy het my Jesus, wat Christus is, het my afgesonder vir 'n hele ander evangelie. Die evangelie van God. Nie die evangelie van Adam en Eva nie, nie die evangelie van Moses nie, nie die evangelie van Abraham, Isak en Jakob nie, nie die evangelie van die profete nie, nie die evangelie van Jesus van Nasaret nie, maar die evangelie vir die almagtige en ewig lewende God. Maar nou sê Paulus dat hierdie evangelie van God is wat God, vers 2, wat hy tevore beloof het, deur sy profete
in die Heilige Skrif. Hoor jy wat sê hy? Hy sê Paulus, 'n slaaf van Christus Jesus, afgesonder vir die evangelie van God, wat God tevore beloof het deur sy profete in die Heilige Skrifte. So Paulus sê, my apostelskap is nie omtrent die profete nie. Dis nie omtrent die ou geskrifte nie. Maar dit wat die misterie was in die ou geskrifte, wat hulle nie gesien het nie, wat hulle nie kon begryp het nie. Paulus sê, ek is deur Jesus Christus afgesonder vir hierdie evangelie, wat, luister, wat sê hy? Tevore beloof het deur sy profete in die Heilige Skrifte. Dit is nie die profete nie. Dis nie die Heilige Skrifte of Torah nie. Dit is iets wat God beloof het, wat gaan kom met 'n spesifieke tyd. Dit het niks te doen met die tyd van die ou geskrifte en die tyd van die profete nie. Want hierdie evangelie is 'n evangelie wat God self besluit het in opdrag van sy eie wil en sy eie doel om Christus in die mens te plaas. Om die mens te wederbaar deur sy seun Jesus Christus. Maar hy het gesê dat hierdie Jesus Christus moet eers hierdie werklikheid en hierdie misterie van die evangelie wat God van tevore in die profete en die geskrifte beloof het, moet Jesus Christus kom vervul. En het Jesus Christus kom vervul as die offerlam wat vir ons gesterf het. Wat sy bloed vir ons gestort het. Jy sien, dit is die evangelie wat Paulus 'n slaaf gemaak het van Jesus Christus. Dit is die evangelie van God, iets wat God beloof het in die profete en in die ou geskrifte wat moes kom. Dit was nie die profete nie. Dit was nie die ou geskrifte nie. Dit was nie Abraham, Isak en Jakob nie. Nou sê hy, Romeine 1 vers 3. Maar ek gaan vers 1 en 2 lees om konteks te gee. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God, wat hy tevore beloof het, deur sy profete in die Heilige Skrifte. Hoor jy? Dis iets wat die profete beloof het, wat sou kom, nie wat die profete is nie. Wat in die geskrifte beloof is, wat sou moes kom, wat nie die ou geskrifte of die wet is nie. Hy sê, wat is hierdie evangelie, wat dan vore beloof is, deur sy profete in die Heilige Skrifte, die evangelie van God, waartoe Paulus afgesonder is, en 'n diensknegt geword het van Jesus Christus, vers 3, die evangelie, aangaande sy seun, wat gebore is na die vlees, uit die geslag van Dawid. Sien jy, die seun, wat gebore is, in 'n liggaam, uit die etnisiteit van Dawid uit, dit is die evangelie. 'n Christus, wat gebore sou word, in die vlees uit Dawid uit koningskap uit, wat 'n koning sou wees, dit is nie Dawid nie, maar Dawid was die voorloper gewees om die pad voor te berei vir hierdie Jesus om te kom. Hierdie Jesus wat nie die seun van Dawid is nie, maar die seun van God. Die evangelie wat God van tevore beloof het deur sy profete en in die geskrifte was aangaande sy seun wat sou kom. Dis die evangelie.
Die evangelie van sy seun Jesus Christus. Maar dis nie Jesus van Nasaret. Ja, Jesus was wel gebore in die vleeslyn van Dawid, wat beteken 'n Jood uit die stam van Juda. Dawid was uit die stam van Juda. Jesus is gebore as 'n mens in die etnisiteit en in die identiteit van die stam van Juda, uit die koningslyn van Dawid uit, as die seun van God, wat uit Dawid se lyn sou kom. Nie Dawid se bloedlyn nie, maar Dawid se etniese lyn en sy heerserslyn en koninkrykslyn sou uitkom. In ander woorde, as ek in Engels kan sê, Jesus born in the royalty of David. Die koningskap van Dawid. Dieselfde lyn, dieselfde koningskap. Dit is nie Dawid nie. Dit is nie die profete nie. Dit is nie die ou geskrifte nie. Die evangelie is aangaande God se seun Jesus Christus. Vers 3. Aangaande sy seun wat gebore is. Nou die vlees, in ander woorde as liggaam, uit die geslag van Dawid. Maar luister. En na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding van die dode, Jesus Christus ons Here. Hoor jy die onderskeid wat Paulus hier tref? Wat is hierdie evangelie van God waarvoor Paulus as 'n slaaf van Christus afgesonder is, waartoe hy geroep is? Dis die evangelie van Jesus Christus, maar as die gees van heiligheid, regverdigheid, aanvaarbaarheid. En na die gees van heiligheid, en dan sê hy, hierdie seun van God, wat gebore is, en hierdie evangelie, omtrent hierdie seun van God, beslaan net een element, naamlik, met krag verklaar is, as die seun van God, deur die opstanding van die dode, Jesus Christus, ons Here. So hierdie evangelie van God aangaande sy seun, waartoe Paulus afgesonder was die evangelie van die opgestaande Christus en hy alleen. Die Christus wat by ons kom inwoon het. Die Christus wat by ons ingeplaas was op Golgotha. Die Christus deur wie God se saad in sy bloed deur ons ingestort is. Die Christus in wie ons gesterf het, in wie ons gekruisig is en in wie ons tot opstanding gebring is en deur wie ons vir God lewe, en hierdie Christus in ons as die lewe van God, die opgestaande Christus. Jesus van Nasaret is nie die evangelie van God nie. Die Jesus van tekens en wonderwerke is nie die evangelie van God nie. Die Jesus deur wie jy dooies gaan opwek, melaatses gaan reinig en duiwels gaan uitdryf, op slange kan gaan trap en slange kan optel, skerpioene op kan trap en gif kan drink, dis nie die Christus van die evangelie nie. Die Jesus, die seun van God, evangelie, is omtrent Jesus Christus, wat uit die dood uit opgewek is. Niks te doen met Jesus van Nasaret nie. Niks te doen met die tekens en die wonderwerke van Jesus van Nasaret nie. Niks te doen met die bergpredikasie van Jesus van Nasaret nie. Maar die Jesus, die Christus wat opgestaan het
uit die dood uit, deur die Gees as krag verklaar, en met krag verklaar, as hy wat uit die dode opgestaan het, die Seun van God, wat uit die dood uit opgestaan het. Want ons Christene en ons hoofstroomkerke is te veel in hierdie Jesus van Nasaret. Ek is so siek en sat om boodskapies te hoor uit die Ou Testament, uit die profete uit die wet uit. Ek is so siek en sat daarvan om boodskappe te hoor uit Matteus, Markus en Lukas oor dat ons moet wees soos Jesus en ons moet Jesus probeer navolg. Dit is nie die evangelie van God nie. Die evangelie van God is Christus opgestaan uit die dood uit, en hy het absoluut niks uit te waai met Jesus van Nasaret nie. Hy het niks uit te waai met die profete nie. Hy het niks uit te waai met Abraham, Isak en Jakob nie. En hy het niks te doen met die wet nie. En hy het niks te doen met Adam en Eva of wat gebeur het in die tuin nie. Hierdie Jesus Christus, hierdie evangelie van God aangaande sy seun, is die seun wat uit die dood uit opgestaan het. Daai is die evangelie. En sê Johannes vir ons, in 2 Johannes vers 9, luister nou, die tweede brief van die apostel Johannes, ek wil eintlik lees vers 1 en 2, die ouderling aan die uitverkore vrou en aan haar kinders, wat ek in waarheid lief het, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken, terwille van die waarheid wat in ons bly, en by ons sal wees vir ewig. Genade, barmhartigheid, vrede sal net julle wees, van God die Vader en van die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader, in waarheid en liefde. Vers 9. Elkeen wat 'n oortreder is, en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader, sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Wat is hierdie leer van Christus waarna Johannes verwys? Jesus, die Seun van God, uit die dood uit opgewek. Dit is die enigste evangelie wat daar is. As iemand na jou toe kom, en as jy in 'n kerk sit, waar die pastoor en die dominee en die priester, of wat jy hom ook al wil noem, vir jou die hele tyd uit die Ou Testament uitpreek, vir die hele tyd uit die wet uitpreek, vir jou die hele tyd na die wet toe bring en wys wat 'n sondaar jy is, wat die hele tyd uit Matteus, Markus en Lukas uitpreek, en die hele tyd sê, jy moet jou bekeer voor die aangesig van die Here, en jy moet wees soos Jesus Christus. Dit is 'n valse evangelie. Dit is nie die leer van Christus nie. Kom uit daai kerk uit. Iemand wat vir jou bly sê dat hierdie Jesus bring voorspoedsteologie en dat jy tekens en wonderwerke gaan doen en dat daar 'n herlewing gaan kom deur hierdie Jesus, is die Jesus van Nasaret waarvan hulle praat. Hierdie evangelie van Paulus is nie omtrent Jesus van Nasaret nie. Dis nie omtrent die werke van Jesus nie. Dit is nie eers omtrent die Heilige Gees hierdie evangelie nie. Dit is nie omtrent die gawes van die Heilige Gees nie. Dis nie omtrent die bedieninge van die Heilige Gees nie. Dis nie omtrent profesie en tale en uitleg en tale en allerlei ander stukke gemors wat die mense in die kerke indruk nie. Dis die mense wat val onder 'n sogenaamde massa hipnose nie. Dis die mense wat prosperity die hele tyd verkondig nie. Dis die mense wat vir jou die hele tyd uit die profeet uitpreek nie. Hoeveel keer het jy al gehoor dat iemand vir jou 'n waaragtige reddingsboodskap uit Paulus se briewe uitbring? As jy in 'n kerk is of in 'n bediening is waar hulle die hele tyd en elke Sondag vir jou preek uit of die profete of uit die wet uit of uit Genesis en Exodus en Levitikus, Deuteronomium, Josua, Rigters, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, Jeremia, Jesaja, Obadja, Sefanja, Haggai, Micha, Esegiel, Daniel, Maleagi, Joel, Amos, Habakuk. As jy in 'n kerk is
waar jy die hele tyd boodskappe uit daardie goeters uithoor. Of as jy in 'n kerk is waar hulle elke Sondag uit of Matteus of uit Markus of uit Lukas uitpreek. Dis alles Jesus van Nasaret. Kom uit daai kerk uit, dis 'n valse leer. As jy die leer van Christus nie het nie, het jy nie God nie. Want wat is die leer van Christus? Dit is die evangelie van God aangaande sy seun, deur die Gees met krag verklaar as opgestaan uit die dood uit. As elke preek wat jy hoor, en elke diens wat jy hoor, gaan in die Ou Testament of in Matteus, Markus en Lukas, dan ken hulle nie die opgestaande Christus nie, en hulle het niks van God nie, en hulle het nie eers God in hulle bediening nie. Hulle mag vir jou ekstatiese emosionele belewennisse gee. Dit is nie Christus nie. Hulle kan vir jou preek en belieg en bedrieg met salwing en manifesterings. Dit is nie die leer van Christus nie. Ons gaan later by die dieper leer van Christus uitkom. Maar vir nou, en ek sluit af, kom uit daardie bedieninge uit, waar hulle die hele tyd net vir jou preek in die Ou Testament. Matteus, Markus en Lukas. Jakobus en Openbaring. Kom uit daai kerke uit. Hou op om jou heil te soek in die profete en in die ou geskrifte. Dit is nie God se evangelie nie. God se evangelie is aangaande sy seun wat uit die dood uit opgewek is en by jou kom inwoon het, en in hierdie Christus in jou is die volheid van die Godheid liggaamlik. As jy in 'n kerk is waar hulle nog steeds vir jou hamer op tekens en wonderwerke in die naam van Jesus, dis alles Jesus van Nasaret. As jy in 'n kerk is waar hulle sê jy moet wees soos Jesus, is alles Jesus van Nasaret. Die woord van die Here sê vir my, ek is een gees met Christus, met ander woorde, soos hy is, sê Johannes, soos ons in hierdie wêreld. Seuns van God, gebore vanuit die opgestaande Christus. En ons het, jammer vir die kraswoord, bogger all te doen met Jesus van Nasaret, die profete, Abraham, Isak en Jakob, die Ou Testament, die wet of Genesis. Ons het niks met hulle uit te waai nie. Ons evangelie is die leer van Christus, aangaande die Christus wat opgestaan het uit die dood uit. Daai, die Christus, nie Jesus van Nasaret nie. Nie Jesus wat tekens en wonderwerke doen nie. Daardie Christus wat opgestaan het uit die dood uit. Dit is die evangelie van God. En as jy nie daardie leer van Christus het nie, het jy glad nie God nie. Nou ja, tot ons weer gesels. Here seën julle. Totsiens.